Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, die blye tot weersiens. Ons lees in Johannes 16 vers 22 tot 24. Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Elke ouer wie 'n kind of kinders het wat ver weg werk, selfs in die buiteland of dalk daar bly, weet presies hoe dit voel wanneer die kinders kom kuier en dan kom die dag om te groet. Selfs hier in ons dorp is daar baie manne wat in die buiteland werk en dan net vir 'n kort tydjie by die huis is en dan moet hulle weer groet. Nie een van hierdie mense kan met sekerheid weet wanneer ouers, kinders en selfs geliefdes mekaar weer sal sien nie. Jesus het voor sy inhegtenisneming en kruisiging 'n spesiale tydjie geneem om met sy disippels te gesels en hulle te bemoedig. In Johannes 16 vers 22 sê Jesus vir sy disippels: Ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word. Ons wat na die opstanningstyd lewe, verstaan deeglik wat Jesus bedoel het toe hy gesê het dat hy hulle weer sal sien. Maar hulle wat voor die kruisiging en opstanding gelewe het, kon net nie begryp wat Jesus regtig vir hulle wou sê nie. Waarheen was Jesus op pad? Waarom sou hy wou weggaan? Wat was sy bedoeling deurdat hy beplan om hulle alleen agter te laat? Ja, Jesus het gepraat van die trooster, maar die disippels het alles gehoor, maar bitter min begryp. Vandag is daar menige kind van die Here wat nie die boodskap van die wederkoms van Christus verstaan nie. Hulle hoor dat ander Christene van die wederkoms praat, maar is nie seker wat dit bedoel of hoe dit sal gebeur nie. Glo jy dat Jesus weer sal kom op die wolke om sy kinders te kom haal? Matteus 24 vers 30 tot 31 verduidelik hoe dat Jesus sal kom op die wolke om sy uitverkorenes te versamel. Ek lees vir die vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Nou hoe weet ek dat ek uitverkies is om saam met die Here te gaan? Uitverkies beteken jy's uitgekies tussen ander, jy's uitgeruk om gered te word. Dis soos 'n hout wat in die vuur gegooi is, wat jy uitruk, laat hy nie moet brand nie, jy's uitgeruk, jy's uitverkies. Wanneer iemand die breë weg verlaat en daadwerklik kies om Jesus as saligmaker aan te neem, sy of haar hart vir Jesus oopmaak en Jesus vra om sy of haar sondeskuld weg te was met sy kosbare bloed, begin hy of haar nuwe lewe in Christus en lewe dan vir Christus. Hy of sy verlaat dus die breë weg en gaan deur die noupoort. En wanneer hy of sy terugkyk deur die noupoort, sal hy of sy merk dat hulle lewe radikaal verander het tot eer van God. Glo jy dit? Ons wat glo,
en die Seun van God, dat hy vir ons gesterwe en opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel, vanwaar hy sal kom om sy kinders te kom haal. Dis nou ons uitverkorens, daardie mense wat uit die vuur uitgeruk is soos 'n brandhout, lewe met 'n heilige verwagting in ons harte. En ons beamoen wat Openbaring 22 vers 20 vir ons sê. Hy wat getuig, sê ja, ek kom gou, amen, ja kom Here Jesus. In hierdie laaste dae moet ons opgewonde uitroep, amen, ja kom Here Jesus, kom gou. Ek wil weer vir jou vra, deel jy in hierdie blye tot weersiens verwagting? As jy dit nog nie jou saak reggemaak het met die Here nie, wil jy dit nie vandag doen nie, want môre mag te laat wees. Mag die Here u seën. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.